Hi, ons kyk nou na die lewe van Wim Vermaak, na die opsomming van hoofstuk 1. So Wim en Maddie, Maddie is Wim se tweelingsuster. Hulle ma se ma, Sonja Vermaak, kondig aan dat hulle ouma Hantie, by hulle kan kom bly totdat daar plek is vir hulle in die aftreeoord. Wim en Maddie is nie baie opgewonde oor die reëlings nie, maar hulle beide besef dat niks wat hulle kan sê, hulle ma van plan laat gaan verander nie. Ouma Hantie daag die volgende dag op met 3 groot tasse en 'n geheimsinnige ronde boks. So daar's 'n aanhaling van die verhaal waaraan sy vasklou asof al haar spaargeld daarin is. Die familie sukkel om gewoon te raak aan ouma en haar gewoontes. Sy het 'n sterk verbeelding en beskuldig die posman dat hy 'n spioen is. Sy verdwyn ook 'n dag en toe vind hulle haar later in 'n parkie naby hulle huis. Wim word toe gehuur om sy ouma op te pas. En as dit nie vir die geld was nie, wat sy pa Dol Vermaak vir hom aangebied het nie, sou hy dit nooit gedoen het nie. Ons kyk gou na die vraag. So Wim het by die aanhoor dat ouma Hantie by hulle gaan kom woon, 'n gevoel gehad dat hy die kortste entjie gaan trek. So kortste entjie gaan trek dat hy die slegste hiervan af gaan kom. Was sy gevoel reg? So ja, hy was reg, want ouma Hannie sou in sy kamer intrek en hy moes in die stoepkamer gaan bly. En dan die tweede vraag, Wim is nie lus vir al die probleme rondom ouma Hannie se verblyf by hulle nie, omdat hy reeds probleme van sy eie het. So watter 2 dinge is vir hom probleme? Watter 2 dinge is vir hom problematies? Hy moet die LO taak afhandel, dit tel helfte van sy jaarpunt en hy het nog nie begin nie. So waarmee hy nog nie begin het nie, en indien hy nie slaag nie, druip hy graad 9. Dis sy een probleem. En die ander probleem is, hy voel dat hy onsigbaar is. Dat daar niemand is, dat daar niemand is wat hom raak sien nie. Daar sy, wat ek net daai. En daar sy. OK, en wat van vraag 3? Wat is die rede dat ouma Hantie by hulle kom bly? So oupa Henk is oorlede, hy's dood, en ouma Hantie is al 75 jaar oud en sy kan nie meer op haar eie bly nie. En dan Wim se pa betaal vir Wim R100 per week om 'n oogie oor Hantie te hou. So watter plan kry hy dadelik in plek? So hy sit haar selfoon in 'n sakkie wat sy om haar nek moet dra. So permanent om haar nek moet dra, sodat hy kan weet waar sy is. En watter ander plan het hy nog? Hy gaan haar 'n hondeplaatjie met haar naam daarop maak, wat sy om haar pols moet dra. So dis is daai naamplaatjies wat die honde het met die telefoonnommer op, sodat as iemand haar kry, dan kan hulle vir Wim bel. En wat uit hierdie hoofstuk wys vir ons dat beide ouma Hentie en Wim verbeeldingryk is. En wat dus vooruitwys dat hulle planmakery van belang gaan wees in hierdie roman. So wat sê vir ons, dit gaan belangrik wees vir die storie, dat hulle albei verbeeldingryk is. So ouma Hantie het 'n sterk verbeelding. Sy vermoed dat die
posman 'n spioen is. Dis die eerste ding. Sy glo die posman is 'n spioen. Sy glo ook daar is agente wat hulle afluister wanneer hulle televisie afgeskakel is. En Wim, hy kry geld van sy pa om na ouma Hantie om te sien. Hy beplan om vir haar 'n naamplaatjie te kry, waarop hy haar naam en hulle kontakbesonderhede is, sodat mense hom kan kontak as ouma wegraak. Maar hy besef dat dit gaan geld kos om die naamplaatjie te maak en moet 'n plan beraam om by sy ma die geld te kry. So, hy kan nie nog 'n storie ook sponsor nie. So hy moet 'n plan maak om by sy ma geld te kry. Okay, so dit was hoofstuk 1 en dan hoofstuk 2, Harold kom huis toe. So Wim gaan na Maddie se kamer toe. Sy wil dadelik weet wat hy daar soek en hy sê dat hy 'n bietjie van ouma Hantie wil wegkom. Sy agtervolg my behoorlik. Soort van asof sy bang is ek verloor haar. So Wim sien 'n brief en vra vir Maddie daaroor. Dis die brief van Mars One. Maddie wil met die ruimtevaarders 'n ekspedisie na Mars onderneem. So sy wil na Mars toe gaan. Hoekom? Maar omdat sy nog nie 15, ek het hierdie ding net snaakste kopie. Omdat sy nog nie 18 is nie, moet hulle haar toestemming van haar ouers kry, sodat sy deel van die projek kan wees. En Wim se ma kom baie ontsteld by die huis aan met 'n vreemde bakkie en Harold is agter op die bakkie. So Harold is die geraamte wat aan 'n kapstok by die universiteit se kunsklas hang. Daar is van haar studente wat glo dit is 'n menseregte skending om 'n geraamte aan 'n kapstok uit te stel en dreig om hom te begrawe. Harold vind sy tuiste in Wim se ma se ateljee by hulle huis. Een ding staan nou vas, sover dit ma aangaan. Harold se swerwerdae is vir altyd verby. Hy bly vir die res van sy dae by haar aandhuis. So, kom ons kyk na die vrae. Waarom, volgens Maddie, wil sy Mars toe gaan? So, volgens haar gaan daar niks op aarde aan wat die moeite werd is nie. So, daar's niks hier wat die moeite werd is nie, sy mag net sowel oor see gaan. Uit planeet uitgaan, Mars toe. Hulle ma is skaars bewus van hulle bestaan en sy's net besorg oor Harold en haar studente. Hulle pa is min by die huis, want hy's 'n advokaat, onthou. Skool is nie lekker nie. En verder sal hulle voetspore die eerste op Mars wees. So dit is hoekom Maddie Mars toe wil gaan. En dan die volgende vraag, wat is Maddie se antwoord op Wim se vraag of sy haar ouers se toestemming vir die ekspedisie gaan kry? En hoe motiveer sy haar antwoord? So sy sê nee, sy sal 'n ander plan moet maak. Hulle gaan nie toestemming gee nie. Haar ma sal ontsteld verf teen die mure uitgooi. En haar pa sal strik vrae aan haar stel, asof sy in die getuiebank staan. En so die volgende vraag, Maddie lê met haar telefone op haar bed en luister musiek.
Sy luister na 'n liedjie genaamd Space Oddity van David Bowie. En dan hoekom dink Wim verstaan hy wat in Maddie se kop aangaan? Hy kan verstaan dat sy sussie iets wilds vreemds wil doen. So die vreemdheid verstaan hy. Want hy besef dat dit vir haar verfrissend sal wees om die aarde vanuit die ruimte te sien. En dan deur die liedjie wil sy van alles vergeet. En net bly hoop dat sy kan kontak maak met Major Tom, die ruimtevader. Major Tom is iemand in die liedjie. Okay, bekyk die woorde van Space Oddity en maak 'n afleiding oor die verskille in Wim en Maddie se persoonlikhede. Maar ook dat dit uitwys dat albei op soek is na dit wat die lewe die moeite werd maak. Okay, so Maddie is avontuurlustig en op 'n manier wil sy haar eie ding doen. Omdat sy besef haar ouers het hulle eie lewe. Sy wil die blou aardbol van ver af sien deur die venster van 'n ruimtetuig. Sy wil almal wegdink en kontak maak met Major Tom, die ruimtevaarder wat al so lank wag om te hoor van ground control. So dit is uit die liedjie uit, Ground Control en Major Tom. En dan van Wim sê mense sien hom as 'n dromer. Maar hy is realisties oor sekere dinge en hy besef dat hy nou 'n taak het wat hy moet oplos en dat hy op die aarde sy heil moet uitwerk, sodat hy nie ruimte toe kan gaan nie, hy moet op die aarde sy lewe vir homself maak. Om Mars toe te gaan is iets waaraan hy nooit sou gedink het nie. Sy lewe is hier op aarde, waar hy nog 'n plan moet uitwerk om die LO-taak te tackle en om raak gesien te word. En dan die volgende vraag 2.5. Wat dink jy skuil agter Wim se ma se siening oor Harold se aanwesigheid in die kunsklas by die universiteit? Dat die geraamte haar beter insigte tot die mens se anatomie gee en sommer ook vir haar studente wat elke stukkie hulp nodig het wat hulle kan kry. So Wim se ma wil hê die Harold moet bly in die kunsklas omdat hy help om dat hulle kan sien hoe lyk die mens se anatomie as hulle dit teken. Dit wil voorkom asof Wim se ma nog na al die jare nie afsluiting kon kry oor dit wat in haar universiteitsdae gebeur het nie. So in haar universiteitsdae het iets gebeur en sy het dit nog nooit laat gaan nie. Sy het nog al die jare, wanneer iemand iets omtrent Harold vra, beantwoord dis 'n lang storie. So daar sit een of ander storie hier agter. En Wim is nou nuuskierig. Hy vra ouma Hantie op 2 geleenthede uit daarna en sy gee hom uiteindelik al die inligting oor Harold en sy ma. Okay, ek gaan dan sommer aangaan met hoofstuk 3 in 'n volgende video, dan raak dit nie te lank nie. Sien jou nou.